Goeiemôre vriende. Die werk van die Heilige Gees is waarmee ons besig is. Ons is by ons 7de nadenke in ons Pinksterreeks oor die persoon en werk van die Heilige Gees. Die eerste 5 het ons spandeer aan die persoon van die Heilige Gees en toe het ons begin praat oor die werk van die Heilige Gees. En ons het gister daaroor gepraat dat die Heilige Gees God se eerste gawe aan jou is. Jy ontvang die Heilige Gees om jou te roep, om jou te wederbaar, om vir jou geloof te skenk, om jou tot bekering te lei. Dit was die gedagtes wat ek gister met julle gewissel het. Maar weet jy, die werk van die Heilige Gees in die Bybel is so omvangryk en so breed, dat 'n mens letterlik ure en ure kan spandeer om te praat oor die werk van die Heilige Gees. En daarom het ek besluit, ek gaan nie weer vir die onderwerp aan 'n 40 minute video nie. Ek wil dit bietjie korter doen en in kleiner afdelings opdeel. So ons gaan vandag verder met die werk van die Heilige Gees en ons gaan so bietjie praat oor die gedagte dat die Heilige Gees vir Jesus verheerlik. Maar voor ons dit doen, kom ons bid net eers saam. Here, ons Here, baie dankie dat ons so bevoorreg is dat U vir ons hierdie geleenthede gee, waar ons so saam kan gaan sit rondom U woord en waarin ons baie bewus kan wees daarvan dat U self deur U woord aan die woord kom en dat U ook ons nadenke oor die woord, wat maar met mensegedagtes geskied, deur die Heilige Gees lei en dit daarom ook seën. Dis waarvoor ons bid, Here, dat U vanmôre ook hierdie paar minute wat ons saam met mekaar gaan deurbring, sal seën tot eer van U heilige naam. Amen. Die Heilige Gees verheerlik vir Jesus. Nou, in Afrikaans gebruik ons baie maklik die woordjie verheerlik, in verskillende kontekste. Soms gaan dit oor eer aan God, soms gaan dit sommer net oor ander goeder. So ek het so 'n bietjie gaan kyk, waarvoor gebruik 'n mens die woord verheerlik alles in Afrikaans. En die definisies wat ek kon opspoor is, verheerlik is om iemand anders se aansien te verhoog. En dan is daar, en dit is nou 'n baie positiewe gedagte, want wanneer ons vir Jesus deur die Heilige Gees verheerlik, of wanneer die Heilige Gees vir Jesus in ons kom verheerlik, dan verhoog hy Jesus se aansien, dan begin ons vir Jesus beter verstaan, begin ons meer van hom begryp vir ons eie lewens. Maar dan is daar ook 'n baie negatiewe manier waarop dit gebruik word, en dit is om iets of iemand anders beter te laat lyk as wat die werklikheid is. Nou, daardie definisie kan ons nie in die Bybel toepas nie. Ons kan weliswaar met mekaar praat oor hierdie pragtige bul wat my oupa besit het, en ek het 'n prentjie van die bul wat my oupa besit het, en hy was hierdie magnifieke dier gewees, en op die manier verheerlik ons eintlik die bul. Ons praat hom mooier as wat hy regtig was toe hy gelewe het in hierdie wêreld. So dit word, dis 'n manier wat ons nie in die Bybel vind nie. Die Bybel praat nie van so 'n verheerliking van iets, behalwe wanneer die afgodsdienaars hulle beeldjies en vormpies en wat hulle ook al vir hulle self gemaak het om hulle gode te wees, behalwe wanneer hulle dan aan hierdie goeders so met hulle omgaan dat hulle probeer om hulle aansien te verhoog. So daar's 'n derde gebruik van die woordjie verheerlik in die Nuwe Testament of in die Bybel wat ek en jy baie nou by aansluit, en dit is om aan iemand eer te bewys, om iemand te aanbid, of om iemand se grootheid bekend te maak. En hierdie definisie van verheerliking is waarvan ons praat wanneer ons sê die Heilige Gees verheerlik vir Jesus.
Nou, hoe doen hy dit? Dis die volgende groot vraag wat ons moet vra, want dit is nou baie maklik om te sê die Heilige Gees verheerlik vir Jesus, soos wat dit baie maklik is vir ons om te sê, jong, hierdie bil van my oupa grootjie, is daar maar 'n magnifieke dier gewees, en dan noem ons 'n paar van sy kenmerke op. Die vraag is, wat doen die Heilige Gees in ons en deur ons, wat vir Jesus sal verheerlik? En ek het vir u so 'n 3-tal gedagtes, nee, 4 gedagtes, het ek vir u uitgehaal wat ek nou oor gaan praat. Nou, ek dink dit is belangrik dat ons op hierdie stadium net vir mekaar sê, daar is baie mense, wat dink ons verlossing eindig by ons bekering. So, wanneer ons dan nou deur die Heilige Gees geroep word, wederbaar word, geloof gegee word, en gelei word om onsself na God toe te draai, ons gedagtes oor Jesus verander, ek ken al die 2 begrippe redelik goed, dan eindig die verlossingswerk. En dit is nie waar nie, dit is eenvoudig net nie, ook nie wat ons in die Heilige leer nie. Jy sien, daar's 'n belangrike dingetjie wat nog gebeur, eintlik is daar 3 baie belangrike dinge wat nog gebeur, en dan 1 wat nog verder vorentoe moet gebeur. In die eerste plek gaan dit daaroor dat God ons ook nog moet regverdig verklaar. So as ons klaar tot bekering gekom het, dan sê God, okay, jy is nou regverdig. Nou, ek dink ongelukkig verstaan mense die ding verkeerd. Hulle dink, hulle moet nou regverdig optree om regverdig te wees. Natuurlik is dit ook waar, maar dis nie die primêre betekenis daarvan nie. Die primêre betekenis daarvan is dat ons die getuienis oor ons Here Jesus Christus ontvang en dit uitleef. Dit is waaroor regverdigheid in God se handelinge met ons gaan. So, die Heilige Gees getuig van Jesus. Hy vertel vir ons alles van Jesus. Alles wat ons moet weet, alles wat ons kan weet van Jesus. En Jesus sê dit self in Johannes 16 vers 13 tot 15, wanneer hy die Heilige Gees aan sy disippels in Johannes 16 beloof net tydens die afskeidsredes. Hy sê, wanneer hy kom, die Gees van die waarheid, sal hy julle in die hele waarheid lei. Ons gaan nog oor hierdie gedagte van oor in die hele waarheid lei later 'n bietjie gesels. Wat hy sal sê, sal nie van homself kom nie. Hy sal net sê wat hy hoor, en hy sal die dinge wat gaan kom aan julle verkondig. Hy sal my verheerlik, want wat hy van my ontvang, sal hy aan julle verkondig. Alles wat aan die Vader behoort, behoort ook aan my. Daarom het ek gesê, wat hy van my ontvang, sal hy aan julle verkondig. Vriende, die fokus van die Heilige Gees is nie die Heilige Gees nie. Die fokus van die Heilige Gees is Jesus. En kom ons sê dit maar vir mekaar, dit is verskriklik belangrik dat ons dit verstaan. Want as ons dit omdraai, as ons die fokus van die Heilige Gees en sy werke en gawes maak, dan maak ons 'n dramatiese fout in die verstaan van die Bybel. Die Heilige Gees is in hierdie wêreld besig om te werk. Hy is uitgestort op die kerk van Jesus Christus. Hy het die disippels en die apostels so geïnspireer dat hulle in tale kon begin praat en nie die gebrabbel wat deesdae as tale spraak deurgaan nie, maar in werklike tale, 17 van hulle, van mense wat van al die Romeinse provinsies af Jerusalem toe gekom het om daar te wees vir die Pinksterfees. Die Heilige Gees het net een funksie, een verskriklike belangrike funksie in ons lewens. En dit is om die Here Jesus aan ons bekend te maak, soos wat Jesus aan ons bekend gemaak wil wees.
Johannes sê dieselfde weer in Johannes 15 vers 26 sê hy, wanneer die voorspraak kom wat ek vir julle van die Vader afstuur, die gees van die waarheid, ons gaan weer daar praat, wat van die Vader uitgaan, sal hy oor my getuig. En julle moet getuig, want julle is van die begin af by my. So die Heilige Gees het hier die een baie belangrike funksie. Hy vestig die aandag op Jesus. Hy fokus ons op Jesus. Hy fokus ons nie op die een of ander wonderwerk wat nou weer gaan gebeur nie. Hy fokus ons nie op die een of ander buitengewone gawe waaroor dit baie dikwels in die charismatiese kerke gaan nie. Hy fokus ons op Jesus. Hy wil hê ons moet vir Jesus raak sien. En die tweede gedagte wat ek vandag met julle rondom hierdie stukkie werk van die Heilige Gees verheerlik Jesus. Hy fokus so op Jesus dat ons vir Jesus op 'n bepaalde manier raak sien. En daardie manier van raak sien is dat ons vir Jesus herken en erken as die seun van die lewende God wat na hierdie wêreld toe moes kom en wat vir my en vir jou aan 'n kruis kom sterwe het om al ons sonde op sy skouers te neem en vir ons te ly en te sterf. Lang uit. So die Heilige Gees se taak in die verheerliking van Jesus is om vir Jesus so bekend te maak dat ons hom kan sien as God se lig in die duisternis. En as 'n mens nou Johannes 1 gaan lees, en ek het hom nie aangehaal nie, ek wil net oor hom 'n paar gedagtes, as 'n mens Johannes 1 gaan lees, dan lees jy daar in die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was self God. Hy was in die begin reeds daar, alles wat ontstaan het deur hom ontstaan, en niks wat bestaan is, het sonder hom ontstaan nie. Hy is die lig van die wêreld, die lig skyn in die duisternis. Vriende, as die Heilige Gees in jou so werk, soos wat ons bid dat hy in hierdie Pinkstertyd en hierna en voor dit in jou gewerk het, dan sien jy vir Jesus as die lig van God, die ordening. Onthou asseblief, in die Bybel is duisternis altyd chaos en lig is altyd ordening. So as ons praat van die ordening, dan praat ons van God wat kom en dinge rondom sy seun kom order, sodat of kom orde skep rondom sy seun, sodat Paulus in 1 Korinte 12, juis in 1 Korinte 12, kan skryf, daarom wil ek hê dat julle moet weet dat iemand wat sê vervloek is Jesus nie deur die Gees van God praat nie, maar niemand kan sê Jesus is die Here nie behalwe deur die Heilige Gees. Ek het al van tevore vir hierdie teks aangelaat. Die belangrike ding is net dat ons sal weet dat Jesus die seun van God is, wat die lig in hierdie wêreld laat skyn, wat ook in ons kom inskyn, sodat dit die diepste, donkerste kamertjies van ons harte, van ons lewens kom verlig en dit voor God laat oopgaan. Daarom is dit verskriklik belangrik dat Paulus in 2 Korinte 4 vers 6 skryf, laat daar lig skyn uit die duisternis, dan het daar ook in ons harte lig laat geskyn, om ons te verlig met die kennis van die heerlikheid van God, wat van Jesus Christus uitstraal. Liewe vriende, jy kan nie vir Jesus as Messias ken nie. Jy kan nie vir Jesus as jou Christus verstaan. Jy kan nie vir Jesus as die gestuurde van God, wat jou sonde kom dra, sien en bely en glo, as die Heilige Gees dit nie in jou werk nie. Daarom is dit so belangrik, dat as ons oor geloof praat, ons sê dat die Heilige Gees juist die een is wat die geloof aan ons kom bewerk. Daarom is dit so belangrik dat ons ook vir mekaar sal sê, dat die Heilige Gees in hierdie verheerliking van Jesus
juis gekom het om die verlossingswerk van Jesus in ons lewens toe te pas. En hy doen dit op 'n paar maniere. Die eerste manier is, hy maak ons bewus van sonde en ellende. Vriende, ek wil van my sonde en ellende, oomblik verpoos ek dit so lekker dik swart streep hier onder hom getrek in die papiertjie wat ek voor my het. Ek wil oor sonde en ellende net 'n woordjie met die wissel. Onthou, daar's net twee tipes, eintlik drie tipes sondes, twee waarmee ons almal gebore word, waarmee ons in hierdie wêreld inkom, en mense wat dit ontken, verstaan eenvoudig nie die evangelie van Jesus Christus nie, en dan die sondes wat ons doen omdat ons sondaars is. So ons doen sonde omdat ons sondaars is. Ons word nie sondaars omdat ons sonde doen nie. Ons is klaar sondaars, daarom doen ons sonde. So ons het 'n erfsonde en 'n ellende wat op ons wag. Saam met Adam en Eva is ons voorstel om in die ewige dood in te gaan. Dit is die ellende wat op ons wag. En dan hoop ons dit nog op soos vurige kole op iemand se kop. Hoop ons dit nog op deur elke dag van ons lewens, en veral toe ons nog totaal onbekeerd was. Het Paulus reeds in Efesiërs 2 gesê, in navolging van die bose gees wat aan die regeer is in die wêreld, wat aan God ongehoorsaam is, hoop ons dit nog op. En dan kom die Heilige Gees. En hy kom sê vir ons, kyk hoe lyk jy. Iemand vertel die storieetjie van 'n Engelse prediker, baie ou Engelse prediker, wat in baie eeue gelede geleef het, maar wat evangelisasie prediker was. So hy het van dorp tot dorp gereis en dienste gehou. En die storie word vertel dat hy by geleentheid genooi is om 'n reeks dienste in die Engelse platteland te gaan hou, en dat hy by 'n herberg moet oorslaap omdat die pad te lank is vir een dag se ry. En soos dit nou maar gaan, het hy ingeklok by die herberg, en dit het nie die herbergier baie lank gevat om uit te vind dat hy 'n predikant is nie, en soos wat mense nou maak as hulle met 'n dominee te doen kry, as hulle vra, sal jy vir ons bid, of nog beter, sal jy vir ons die aandgodsdiens lei? En hierdie man het gesê, ja, ek sal dit doen op een voorwaarde. Almal wat in die herberg is, gaste, personeel, bestuur, die hele lot, moet in die eetsaal wees. Dan sal ek graag die huisgodsdiens lei. So kom die tyd vir die huisgodsdiens aan, en almal is in die eetsaal byeen, maar hy kyk so deur die mense, en hy besluit om tog te vra, is almal nou hier? Het al die lewende siele in hierdie herberg, is hulle nou in die eetkamer versamel? En die herbergier sê toe, ja, behalwe die diensmeisie wat in die kombuis werk om die stoof skoon te maak en te sorg dat daar genoeg kole en so is om die stoof aan die gang te hou. Maar sy is heeltemal te vuil en roet besmeer om in die eetsaal te kom. En die evangelisasieprediker het gesê, nee, almal moet hier wees. Sy ook, roep haar. En die meisiekie het ingekom en baie skaam iewers in 'n hoekie agter haar deurloop sit, want sy's regtig vuil. Sy die hele dag met roet en stof en kole en sulke goeders gewerk, so sy moet nou nog gaan bad om enigstens mens te wees. Maar hy het aangegaan en het die diens gedoen, en hy het die volgende dag uitgeslaap, en hy die volgende dag vertrek, en 'n week later kom hy op dieselfde roete terug, en hy slaap weer by dieselfde herberg. En so in die verbyloop word die reëling weer getref dat hy die aandgodsdiens sal lei, maar dit herinner hom aan die meisie wat in die kombuis werk, wat aanvanklik nie daar was nie. En hy sê, hoe gaan dit met die meisietjie wat in die kombuis werk?
En die herbergier sê vir hom, meneer, tot jy verlede week hier was, het ons met haar moeilik huis gehou, maar nou kan ons met haar niks doen nie. Sy sit net die hele dag langs die stoof en huil. En hy sê, roep haar, ek wil met haar praat. En sy kom skaam na hom toe, en hy vra vir haar, wat is dit? Hoekom huil jy so? Hy sê, meneer, sy sê vir hom, meneer, toe u laas hier was, het u in die boodskap gesê, ons moet vir die Here vra, Here, wys my myself. Sy sê, en ek het dit gedoen, en wat ek gesien het, was iets afgrysliks. Ek kan nie, ek wil nie so wees nie. En hy sê, wil jy graag vir die Here lewe en jou lewe in sy hande laat? En sy sê, meneer, daar is niks wat ek meer graag sal wil doen as dit nie, maar ek is so vuil. En hy sê vir haar, nou ek sal jou sê wat. As ons nou vanaand met die aandgodsdienst klaar is, dan begin jy bid, soos wat jy nou gebid het, Here, wys my myself, begin jy nou bid, Here, wys vir my vir u. Here, wys my nie hoe lyk ek nie, maar hoe lyk u. En die storieetjie word vertel dat hy so 'n klompie maande later in Londen met groot evangelisasie aksie besig is, en na een van die dienste kom daar 'n baie aanvallige dametjie na hom toe aangestap met sy breeltjie en hoed en netjies haakskoene en die hele lot, baie mooi netjies aangetrek, en sy kom groet hom en sy sê vir hom, meneer, ek wil net vir u baie dankie sê vir wat u vir my gedoen het. En hy sê, juffrou, ek weet nie wie jy is nie, ek het jou nog nooit van tevore in my lewe gesien nie, so ek weet nie wat ek vir jou gedoen het nie, maar dankie in elk geval, as jy meen dat dit ek was wat dit gedoen het. En sy sê, meneer, onthou jy die herberg daar in die Engelse platteland? En hy sê, ja. Hy sê, onthou jy die diensmeisie wat by die stoof gewerk het, wat skaam vuil daar ingestap het, en nie geweet het hoe om haarself te handhaaf? En hy sê, ja, ek onthou haar. Sy sê vir meneer, dis ek. Ek het gedoen wat u gesê het. Ek het gaan vra, Here, wys my u. En dit wat ek gesien het, was so heerlik, dat my hele lewe verander het. Ek het net met eens begin om te leef deur die kole en die stof en die roet heen, soos iemand wat deur Jesus Christus nuut gemaak is. En God het werklik vir my paaie oopgemaak, sodat ek vandag hier staan, nie meer 'n diensmeisie wat by die stoof werk nie, maar die eienaar van 'n hele paar herberge in die land. Nou, ek wil nie sê dat God dit alles vir jou doen nie, wat ek vir jou wil sê is, as jy begin vra, Here, wys my myself, gaan jy waarskynlik iets sien waarvan jy nie hou nie. En as jy begin vra, Here, wys my hoe lyk u, dan gaan Jesus aan jou openbaar word, as die God, wat na hierdie wêreld gekom het, sodat die Heilige Gees kan kom bewys dat die wêreld skuldig is aan sonde en dat die reg aan Jesus se kant is en dat die wêreld klaar veroordeel is omdat hulle nie in Jesus glo nie. Daarom is hierdie werk van die Heilige Gees om Jesus te verheerlik, juis om van jou 'n nuwe mens te maak. Daarom sê Johannes 3, wanneer Jesus met Nikodemus praat, sê hy juist te min vir Nikodemus ook. Hy sê, ek verseker jou, as iemand nie uit water en gees gebore word, en ek wil net weer beklemtoon, dit is nie doopwater nie, dit is vrugwater, want Jesus sê self, wat uit die mens gebore word is mens, en wat uit die gees gebore word is gees. Dit is die nuutmaak wat die Heilige Gees in jou lewe kom doen. En die nuutmaak beteken nie dat ons almal skatryk gaan opeindig en werklik die 'n klomp herberge gaan besit in terme van die storie wat ek vir u vertel het nie. Maar dit beteken dat ons 'n nuwe lewe gaan leef. 'n Lewe wat sê
dat ons een met Jesus Christus is. Nou vriende, geen enkele gebed wat die Here Jesus in sy lewe op aarde gebid het, is nie verhoor nie. En so ook met die hoëpriesterlike gebed in Johannes 17. En daar vra Jesus, of hy sê in sy gebed vir die Vader, hy sê, ek bly nie langer in hierdie wêreld nie, maar hulle, die wat U uitgekies het om saam met my te bly, hulle bly nog in die wêreld. Ek kom na U toe, en dan sê Heilige Vader, bewaar hulle in U naam, die naam wat U my gegee het, sodat hulle net soos ons een kan wees. En dit is die laaste gedagte wat ek met u wil gee. Die Heilige Gees maak ons juis een met Christus. En daarom lyk ons heeltemal anders. In hoofstuk 17, Johannes 17 vers 21 tot 24, kom hierdie eenheidsgedagte so dikwels na vore. Dis nou nie eers, ek wil nie die teks vir u lees nie, dis 'n lang teks, u kan hom self gaan lees. Lees Johannes 17 'n slag weer deur en verheerlik vir God daarvoor. In 1 Korinte 12, juis in 1 Korinte, waar die sonde so hoogtyd gevier het, skryf Paulus vir die gemeente in Korinte, wanneer hy met hulle gehandel het oor die gawes van die Gees. Net soos die liggaam 'n eenheid is en baie lede het, en al die lede saam, al is hulle baie een liggaam vorm, so is dit ook met die liggaam van Christus, die kerk van Jesus. Omdat ons almal een liggaam geword het, is ons almal met een Gees gedoop, of ons nou Jood of Grieks, slaaf of vry is, ons is almal van een Gees deurdrenk. Die Heilige Gees maak ons een met Christus. Liewe vriende, die Heilige Gees is gegee om vir Jesus te verheerlik. Vandag praat ons net daaroor. Môre gaan ons weer iets anders aanpak daar. Ek gaan nie nou vir sê wat dit is nie, maar môre gaan ons rondom die werk van die Heilige Gees weer iets anders aanpak. So ook Vrydag, Saterdag en dan Sondag gaan ons afsluit met, hoop ek, 'n hoogtepunt uit die reeks oor die persoon en werk van die Heilige Gees. Mag die Here vir jou met hierdie dienste baie ryklik seën.